Dankie Here Jesus Christus dat ons nou hier by mekaar kan wees. Dat ons kan vergader sonder vervolging. Dat ons weet dat U Heilige Gees ook hier teenwoordig is. O Lord, come and talk to us through your Spirit, according to the Word of God. En Here, kom verander ons, maak ons nuut, kom reboot ons, tot U default, wat God die Vader vir ons in gedagte het. Dankie dat ons 'n blye gees kan hê, omdat ons die wete het dat ons name in die boek van die lewe geskryf is. That we have eternal life, and that the sting of the death has been taken away. Kom Here, kom praat met ons en stoor hierdie inligting onuitwisselik hier in ons binneste vir ewig en altyd in Jesus Christus naam. Amen. Julle kan gerus sit, gemaklik wees. Soos ek altyd sê, net nie te slaperig raak. Die Heilige Gees wil hê ek moet vandag oor 'n baie teer saak praat met julle. Baie teer saak. Elkeen van ons groei op met hierdie gedagte van ek wil dit doen soos ek graag wil hê dit moet gedoen wees. Ek wil dit doen sodat ek bly kan wees, dat ek trots kan wees oor my werk en my insette. And in the meantime, God had the winning recipe. How to do stuff. En die groot tema van vandag is, gee jy Jesus Christus kans om jou te leer hoe om te leef. As you give the Lord Jesus Christ the chance that He can teach you how to do and how to live your life. Dit is so belangrik. Dis net nie waar nie. Alle mense het op 'n stadium raad, advies, wysheid, kennis. Ek het selfs hier geskryf rigting nodig. Dit is net gegewe. Dit gaan nie altyd net oor wat jy wil nie. En dat jy dink jou manier hoe jy die goed doen die beste is nie. But it's very important to get closer to God in an intimate relationship, to ask Him how to do stuff. Dis die maklikste manier gesê. En dan kan jy 'n keuse maak. Volg jy dit of volg jy nie? Hy gaan jou nooit intimideer, manipuleer of domineer. Dis ongelukkig so. Hy gaan jou ook nie force om hom te volg nie. Matteus 11 vers 28 tot 30 is vandag die hooftema gedagte. En ek wil hê as jy woord het, kan jy gerus so toe blaai. En hier gaan dit spesifiek oor 'n spesifieke tydjie. En omdat ons in hierdie tyd is van tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart, het ons hierdie gedeelte wat God vir ons gee. Matthew 11, en dan kan ons kyk vanaf vers 28. Wat sê hy vir ons? Hy sê, come to me, all you who are labor and have a heavy burden. Nou sê vir my sê, maar wat het dit nou te doen met die tyd tussen waar Jesus opgestaan het in die dood en die hemel toe is? Alles.
The moment you suffer in a situation to make a choice, it's not pleasant. Dit is nie aangenaam op daai oomblik om te besluit wat om te maak. En dan wat raak dit? Dit raak vir jou 'n burden. Dit raak vir jou 'n bekommernis. Dit raak vir jou 'n slegte situasie. Hulle kyk my asof dit net met my gebeur. Beleef jy nie hierdie goed ook nie? Of is jy alwetend, soos die Afrikaans sal sê? Hy sê hierso, take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest. En die Amplified verduidelik hierdie rest. Hy sê, relief and ease and refreshment and discretion and blessed. Quiet for your souls. Jy sien, ek het groot geword, ek is nie so 'n bubbelende popcorn soos Karin. Maar hier binne het ek vir jare nooit rus vir my siel gehad. En my ma moes hoeveel keer vir my sê, Dawid, kry rus vir jou siel. Because it was always like war inside. Daar was 'n geveg tussen wat God vir my sê en wat sy gees my lei en wat ek wil. Ek dink baie mans kan hiermee vereenselwig. The moment when you stand up in the morning and you want to buy a new car, then you want it today. Net ek. En dis soos dit was. As jy besluit vandag koop jy 'n ding en jy wil daai ding hê, dan kan ons sê soos in die ou tyd, come hell and high water, I will do it. Maar dis nie te sê dis die wenresep nie. So ek wil aangaan en sê, die enkele gedagte wat ons met mekaar vandag moet deel, gaan in Johannes vir jou na vore kom. Johannes gaan juis oor daardie gedeeltetjie, Johannes 21, van waar Jesus opgestaan het en verskeie kere aan sy disippels verskyn het. John 21. John 21. Gee hulle nou sê. Vers 2 sê, Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels. Nou weet julle presies van wie ek praat, hè? Ja. Okay, kom ons gaan aan. En nog 2 ander disippels was daar. Waarop jy moet let is, Simon Petrus sê toe vir hulle, kom ons gaan vang vis. Dit verstaan baie mense baie duidelik, né? Hy sê, kom ons gaan vang vis. Giepie, jy ook al besluit. Gelukkig vir jou, want jy doen dit sommer saam met jou, né? Party van die vrouens wag dan by 'n fish and chips winkel en sê, kom ons gaan eet sommer daar. Hy sê in die Engels, Simon Peter said to them, I'm going fishing. They said to him, and we are coming with you. Daar's 'n lekker crowd. En hulle besluit, hierdie ding wat Jesus gesê het wat ons moet doen, werk nie. Hy's dood en hy sweef hier rond soos 'n gees. En hoe gaan ons die siele wen vir die koninkryk van God? Hy wil hê ons moet vissers van mense word. Fishers of men. He's not here. Wat gaan ons maak? En hy team op saam met hierdie manne en hulle gaan to the Sea of Galilee. Al die ander goedjies het gebeur in Jerusalem. Al die verskynings het in Jerusalem gebeur.
En dan staan daar, they said to him, and we are coming with you. So they went out and got into the boat. And throughout that night, ons hulle die hele blerrie nag getraai. En wat het gebeur? Hulle het niks gevang nie. They caught nothing. Is dit nie amazing nie? Nee, dit is bad. Dis soos ek nou vir jou sê. Hulle het 'n burden begin kry, want daar's geen vis nie. Maar nou moet jy verstaan, Petrus was hierdie ingeligte, professionele hengelaar. Dit was sy job. Hy het tot 'n skei gehad. Né? He had a boat in his name to go fishing. He's an expert in fishing. Hulle vang niks. En die volgende oomblik sê die skrifgedeelte, en daar staan Jesus. Nie op die water nie, op die wal, op die sand. En wat sê hy? Vers 5. Boys! Wat beteken in hierdie gedeelte? Children! Yes. You do not have any meat. Fish, do you? Ek kry so 'n kink in hierdie vraag. Julle vang die hele nag. Is daar nie 'n visie of 'n stukkie vleis vir breakfast nie? Jy sien, hier is ons weer by die eetery, nadat Jesus uit die dood het opstaan. Hy sê, have you caught anything to eat along with you? Bread? They answered him, no. Ek kom agter, hier is nie empatie en 'n begrip hoekom hy dit vra nie. En as jy kyk na die skrifgedeelte en sê jy agterkom, wat is die rede? En dit was nou die vraag ook, nou die dag hier by die selfbyeenkoms. Hy sê vir hulle vers 6, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Nou verstaan my mooi, daar's baie detail omtrent hierdie hengelproses. Net soveel soos die toorgoedjies en die goggetjies en die pap en die mielies wat die ouens vandag nog met. Nee. Jy gaan nie in die huise, jy vat 'n cream cracker en jy gaan vang 'n vis. Daar's klomp toorgoedjies wat jy gebruik, spesifieke visse byt aan spesifieke kossies. Dis soos ek eet dit, kan jy eet dat. Né? Selfde ding met die visse. En hier kom Jesus en hy wil die disippels leer hoe om te hengel. Jy sien in daai tyd, op 'n sekere manier, daai tyd van die nag en dag, gooi jy die net een kant, 'n spesifieke kant. Dit gaan oor die sonsopkoms en hoe die son die net bloot lê en sê vir die vis, pas op, hier's 'n net. En Jesus kom en sê, gooi hom juist daai kant in, dat die visse kan sien. Ek wil hê, hulle moet gevang word. Supernatural. Bonatuurlik wil Jesus ingryp in hierdie saak en sê, let me teach you. Jy dink jy weet alles, maar jy doen nie. Jy is nie so slim as wat jy dink nie. Hy staan verder. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Dis vers 6 se weerdeel. Verse 6, the B part. Hy sê dit was so 'n groot opvangs. Hulle kon nie die net ingesleep kry. 'n hele nag vang hulle niks. Jesus kom en sê vir die visse, gaan so toe.
Jou tyd op hierdie water is verby. En hulle vang hierdie hordes vis. Dan vers 7 sê die volgende. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord Jesus." Simon Peter, hearing him say that it was the Lord, but girded on his upper garment, his fisherman's coat, his tunic. Hy het net met die onderkleed in die water gewees. Dis nie 'n swembroekie nie, dis alles wat hy altyd gedra het as hy die leer opgeklim het, né? So, hy was kaalbolyf en hy besluit net daar en dan toe hy agterkom, dis Jesus. Dit was nie net 'n hier jy wat hy vir hom gesê het, nee, ons het niks gevang. Met ander woorde, sy verheerlikte liggaam was van so 'n aard dat hy hom nie herken het nie. Want die afstand van waar Jesus was en waar hulle was 100 tree. Jy kan my maar glo, dit staan eintlik so. Vers 8, hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Nee. Okay. Die ander disippels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Jy sien hulle het nie gesien toe Jesus vir die visse sê, swem binne in die net en dat hy vir een gesê het, spring op die vuur. Staan nie in die Bybel. Dis 'n Dawie version. Ja? Maar op 'n supernatural manier het Jesus gesorg dat daar 'n vis op die kole beland. En hy sê vir hulle, bring van daai vis. Bring. Hierdie vis is eintlik seker syne gewees. Bring van daai vis dat julle elkeen een kan hê. En dan kan ons lekker saam eet. Vers 9. When they got out on land to the beach, they saw a fire and coals, and fish lying on its cooking, and there's bread. And Jesus said to them, bring of the fish which you have just caught. So Simon Peter went aboard and hauled the net to land, full of large fish, 153 of them. En Jesus sê vir hulle, kom. Net soos hy gesê in die ander gedeelte van Matteus 11, kom, julle wat vermoeid en belas is. Sê vir sy disippels, kom. En kom ons eet saam. Wat fantasties is in hierdie gedeelte is, nie een, vers 12, nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Jy sien, as ek hierdie gedeelte so bepeins, dan besef ek, die disippels het ook maar moeilik geleer. Ek dink nie, dit was net, kom ons bid, kom ons vra die Here. Ek meen na 2 ure op die water deur die nag deur, gaan jy nie 'n plan maak nie. Gaan jy nie nou besluit maar, hoor jy hierdie ou goedjies wat ek geleer het by my oupa grootjie en al hierdie slim vissermanne werk nie meer nie. Kom ek vra die Here. Let us pray to the Lord and ask Him direction, because 2 hours are gone and we didn't caught a thing. Dis net
Normaal, is dit nie? Die Here vra vanoggend vir ons, hoe doen julle dit? As jy sien 'n ding werk nie, hou jy aan. Gaan jy dwars deur die nag. Hier kom 'n maand, hier kom nog 'n maand. Daar gaan nog 'n maand. En jy doen dit nog steeds dieselfde. Jy change nie. Jy verander nie jou proses nie. Wat fout met jou? Jy sien, Jesus Christus is the Word of God. He is the Son of God. He knows everything because he's part of God, the triunion. Hy het alles gemaak. He is the creator of everything. He knows the ins and outs. As ek vandag kom en ek sê, die voetjie werk nie lekker nie. This on a phone is simple. Who can help me? Teaching me how these things work. The factory. Die wat hom gemaak het. Nou vra ek vir jou vandag, as jy 'n probleem met 'n mens het, vir wie vra jy raad? Die een wat hom gemaak het. As jy 'n probleem het met die weer, wie vra jy? Die een wat die weer orkestreer. As jy 'n probleem met diere het, of met plante het, of met die ekonomie, of met landbou, of met... Wie vra jy? Jy vra die Skepper. You see, all these things doesn't come with a manual anymore. It's your Google of YouTube. Maar ek en jy het toegang tot die Here om raad en advies te vra, net wat ons wil hê. Ek wil met jou blaai hier na Johannes 14 toe. Jesus weet wat is op pad. Hoekom? He is the creator. John 14 teaches. He said to us there in verse 16, and I asked the Father, and he will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby, the Holy Spirit of the truth. Jy sien, jy het iets beters binne in jou as Google of Wikipedia. Baie beters. Hy sê hierso, vers 12, nog steeds, John 14. I assure you, most solemnly I tell you, if anyone steadfastly believes in me, he will himself be able to do the things that I do. And he will do even greater things than this, because I go to the Father. En dan kom hy met die groot punchline. Hy sê in vers 13, and I will do, I myself will grant whatever you ask in my name, as presenting that I am, so that the Father may be glorified and extolled in through the Son. Hy sê, ek Jesus, as jy dit in my naam vra, ek is ook die I am, and I will do so. Ek dink daar moet vandag geen twyfel by jou wees as jy huis toe gaan. Wat moontlik is.
Hy gaan aan met hierdie gesprek en hy praat oor die commands en wie hy is en wat en alles en hy kom by vers 26. En ekskuus, ek wil dit vir jou lees in John 14:26 in die Amplified. Hy sê, but the Comforter, die vertrooster, staan in Afrikaans. Maar hierdie Comforter in Grieks word eintlik vertaal na counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sê Jesus. En dit beteken eintlik, opgesom uit Grieks uit, in my place. Dis so goed as wat, hy sê, he's a substitute. Die Holy Spirit is die substitute van die goddelike drie-eenheid. En weet jy wat, is nie 'n afwatering of niks, want dit is dieselfde Gees wat in die drie-enige God leef. Presies. Daar's nie 'n afgewaterde een of 'n verkleineerde een of 'n porsie of 'n ietsie of 'n bietjie meer of is 'n eenheid. Hy sê to represent me and act on my behalf. Ek dink Rihanna sal moeg vir julle gedeeltjie wat ek gaan gebruik, moet gaan dit weer gebruik. Jy sien, ek was nog nie 21. Toe werk ek vir die Volksblad in die rekenmeesterskantoor. En om George Dievenaar geroep vir my sê, bestel papier. Die koerant moet gedruk word. En net soos met sulke tipe van besighede is dit die grootste rekening. Met die grootste bedrag. En ek sê hoeveel? En hy sê soveel rolle. En ek gaan daar na my tafel toe en ek maak die verskriklike groot boeke toe. En ek het hierdie verskriklike rekenaar optelmasjien so groot Olivetti en dan kap hom. En ek werk uit en ek besef, maar ek sal 100 jaar werk om hierdie papier te betaal. En ek skryf die bestelling uit en ek vat na hom toe en ek sê vir hom, oom George, teken net hier sê. Nee man, teken hom. Ek sê, staan rekenmeester. Hy sê, teken die ding, sit net NS, namens. My kop raak net so groot. En ek bestel hy papier. En weer. Jy sien die ou, dan kom by Bedford met 'n wa aan, dan is hy rolle so gepak. 2 op mekaar. Dan kom die volgende. Kom die volgende, sê. Ek hoop net die Volksblad het genoeg geld. Ek het dit geteken. Jy sien hier, in hierdie skrifgedeelte, staan dieselfde ding. Hy sê, to represent me. Om namens Jesus goed te doen. En ek hoop vandag besef jy het die gesag en autoriteit om namens Jesus to act on his behalf, staan daar verder. To represent him in his place. Maar wat amazing is van hierdie skrif, hy sê, he will teach you all things. And he will cause you to recall, to bring to your remembrance everything he have told you. That's all. Maar wat bring dit teweeg? Onthou nou, jy is 'n worry mens. Jy worry oor alles. As jy nie worry nie, is dit nie 'n lekker dag nie. Ek weet nie wat gaan aan vandag nie, want ek het nie geworry nie. Ok, ons is so. Dan kom hy in vers 27 sê, peace I leave with you, my own peace I now give and bequeath to you. Hy sê, is 'n nalatenskap, hierdie vrede.
Not as this world gives, do I give to you. Maar kom met 'n opdrag hier. Hy sê, do not let your hearts be troubled. Hy sê, moenie toelaat dat jou hart onstuimig raak en bekommerd raak. Neither let them be afraid. Hier kom nog 'n opdrag. Hy sê, uit hierdie woord het beteken dit, stop allowing yourselves to be agitated and disturbed, and do not permit yourselves to be fearful, intimidated, and cowardly and unsettled. Jy sien, want as jy worry, dan raak jy unsettled, dan raak jy mislik, en jy het 'n stinking attitude, sien waar? Die goed vloei so in mekaar in. En dan sê die ander, moet tog asseblief nie met daai iets te doen nie, hy is dood. Want hy krap jou om. Nee. Jy sien, hierdie ding kom 'n lang pad. Hierdie is vir jare 'n probleem. Kyk hoeveel bly terug. Dit was te ver. 1 Konings 3. 1 Konings 3. 1 Kings verse of chapter 3. It's King Solomon wat hier geroep word. Né? Salomo. Hier staan duidelik vers 3. Salomo het sy liefde vir die Here betoon deur alles te doen wat Dawid sy pa hom voorgeskryf het. Hy het egter nog op die hoogtes offers gebring. Dis nie die tradisie. Ja. My kinders het dit nie gedoen. Vers 5. Daar is Gibeon en die Here het een nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Dit was so 'n amazing deel hierdie. Want op 'n punt besef God al manier hoe hy hierdie jong mannetjie iets gaan geleer kry. Hy moet hom laat droom. Dis maar by. Sou storie die dromery. Né? Hy sê the king went to Gibeon near Jerusalem where stood the tabernacle, dis vers 4 hoofstuk 3, to sacrifice. For that was the great high place, 1,000 burnt offerings Solomon offered on that altar. In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God asked, ask what I shall give you. Nou net vir my sê, ek weet nie hoekom die pastoor hierdie ding so leiber nie, hy het wysheid gevra. Nie hy het nie. Dis hoekom ons daar is. Hier staan in die Afrikaans, hy begin met hierdie lofprysing in vers 6 sê hy, toe sê Salomo, u het groot trou aan my vader bewys, hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg. U het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seun gegee wat vandag op die troon sit. Here my God, u het my koning gemaak in my vader Dawid se plek. Ek is nog te jong en onervare en ek moet regeer oor die volk wat deur u uitgekies is, 'n groot volk, te veel om te tel. Gee my gehoorsaamheid aan u.
staan dit so in jou Bybel. Dat ek u volk sal regeer en ek in alle opsigte sal hê wat u kan uit homself hierdie groot volk aan u vereer. Ek weet nie. Hier staan in die Engels. I know not how to go out, to begin, or come in, to finish. So give your servant an understanding mind and hearing heart to judge your people, and I may discern between good and bad. Wat het Salomo nodig gehad? Gehoorsaamheid en wysheid. Nee, rigting. Eers rigting. As jy die rigting het, dan het jy wysheid. As ek vir jou sê, stap wilgerus en gaan doen dit in kamer AB6. Maar jy was nog nooit by wilgerus. Gaan jy nodig hê, wat is die rigting van hier af tot daar? En as jy deur die hek gegaan het, gaan jy vra, waar is AB6? Dis nie, sonder rigting is jy hopeloos. En dit is hier, waar koning Salomo absolute suksesverhaal begin. Vergeet hoe dit gaan. Hoe dit begin. En daar staan duidelik, hy het die wysheid van self gehad. En daar's 'n boek geskryf, die Spreuke van Salomo. Maar glo my, die begin het gekom van Dawid af. Want daar staan, my seun doen dit en dat is so. Kom maar gaan kyk. Ek wil na die punt toe gaan en sê, ja, ons is in 'n nuwe verbond. Ek stem weer aan, 1 Korintiërs 12. Dis doel aan die kant, amper op die einde. 1 Korintiërs 12 ken ek en jy baie goed, as ek en jy vir mekaar sê, ons is Pinkster. Ons glo in die werking van die Heilige Gees. 1 Corinthians 12 is just before 13 that teaches us about a cappella. En hier staan, die opskrif van my hoofstuk klaar staan, verskeidenheid van geestelike gawes. Jy sien, ons praat in Afrikaans partykeer snaakse goedjies. Die Engels praat van the gifts of the Holy Spirit. En dan kom ek agter die predikers en kinders van die Here sê, pastoor, weet jy, ek het die gawe vir genesing. Ek het nou al 360 agter my naam. Sê ja, asshole. Was nie jy nie. Dit was nie jy nie. Dis nie 'n persentjie wat jy gekry het nie. Dit was absoluut net die Heilige Gees wat deur jou gewerk het, want hy soek 'n liggaam om te manifesteer. Vers 4 staan so duidelik. Daar's 'n verskeidenheid van genadegawes. Daar moes verstaan het, daar's 'n verskeidenheid van gebeurtenisse deur die Gees van God. Maar dit is dieselfde Gees wat dit laat plaasvind en dieselfde Here. Vers 6 sê daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge. Maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Halleluja. Daar kom die punchline. Dis soos die Heilige Gees werk van God af, wie se gees dit is. En dan sê hy,
Vers 8, aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Dis eintlik, en op een oomblik gebruik God hierdie liggaam, dat hy deur hom wysheid laat manifesteer. Die volgende een is 'n woord van kennis. Dis dieselfde Gees. En die volgende een is geloof. En dis alles hoe die Gees van God deur jou werk, gesondmaking, om wonders te doen. Jy kan bestaan nou, gawe om te profeteer, en om in ander tale te kan praat of te bid of te sing. Maar dit is dieselfde Gees. Jy sien, daai een is binne in jou. Daai een wat Salomo gevra het om hom te coach. As jy die Gees van God het, kan dit alles gebeur. Markus 16 sluit af. En ek glo hierdie vers 20 is geskryf baie jare nadat die res geskryf is. Markus 16 sê, wat? Vers 20. And they went out and preached everything, while the Lord kept working with them and confirming the message by attesting signs and miracles that closely accomplished it. Vers 20. Markus 16 vers 20. Kom maar gerus van vers 16 lees. Sal nie kwaad doen. Here kom vandag en sê, dis wat ek wil doen. Dis wat ek kan doen. Dis wat ek bereid is om te doen om jou te help. Oeps. En ons gaan dit nie afskiet nie. Ons gaan dit nie afskiet nie. Ons gaan net sê dankie Here. Kom ons sluit af met hierdie gebed. Dan gaan ons saam nagmaal gebruik en vandag. Thank you Lord Jesus that you come with your Holy Spirit. Come with a visitation now. En besoek ons Here. Kom raak ons aan. Here, dat ons elkeen deurdrenk word nou met die Heilige Gees in Jesus Christus naam. Here, kom benat ons met u Gees. Dankie Here dat dit nie alles nie, maar dat u die Gees se krag kom ignite met vuur. Johannes sê so duidelik, toe u gedoop is, en die een wat kom sal ons doop met die Heilige Gees. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Dankie Here vir die goddelike oomblik. Dankie Jesus dat ons nie meer bekommerd gaan wees oor die dag van môre nie. Dat ons net by u sal aanklop en u is ons raadgewer, u is ons coach, u is ons adviseer. U is ons counselor. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou die geleentheid hê